Goeiemôre geliefdes. Kom ons luister saam na die woord van die Here, soos dit ons kom vanuit Lukas 2 vers 1 tot 7. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Die eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nasaret na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en die geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eerstgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes, God se raadsplan rig die geskiedenis met die oog op jou verlossing. En hy doen dit deur te wys dat die evangelie veel meer as net toeval is. Wanneer jy hierdie teks lees, klink dit amper soos 'n klomp toevallighede. Maar kyk dieper. Elke detail is lank tevore bepaal en God se hand is daarin. Ons lees van 'n magtige heerser wat die hele wêreld tot aan die uiteindes van die aarde in rep en roer bring. Hy sou waarskynlik nooit eers besef het hoe hy duisende families se lewens omvergegooi het nie. So strek hierdie bevel tot in die klein agterafgehuggie van 'n dorpie soos Nasaret. 'n Dorpie waarvan die keiser waarskynlik nie eers geweet het nie. Dit sou die lewe van 'n arm houtwerker heeltemal verander het. Hierdie sensus het geëis dat almal in hulle tuisdorp geregistreer moet word. En omrede Josef uit die huis van Dawid was, moes hy in Bethlehem geregistreer word, die huis van Dawid, die tuisdorp van Dawid. So sou hulle Nasaret verlaat en om weer met groot afwagting terug te keer. Maar dit sou egter eers jare later gebeur. Josef en Maria, sy verloofde, verlaat so Nasaret en is op pad na Bethlehem, Josef se tuisdorp. Alhoewel hy nog net verloof was aan die swanger Maria, neem hy haar saam om haar onder sy naam in te skryf. Die kindjie sal onder hierdie naam gebore word, in die huis van Dawid. So vervolg God die beloftes van die engel, dat die kindjie 'n kind van Dawid sal wees. Dis moontlik omrede Josef hom as sy kind aangeneem het. En Josef is wel uit die nageslag van Dawid. Wanneer Josef Maria onder sy naam inskryf, word sy en die kindjie deel van daardie huis. Die Gees is besig om die kindjie se kredietwaardigheid te bevestig. Jy sien, die verlosser was nie net enigiemand nie. God het deur die jare sekere vereistes gestel waaraan hierdie verlosser moes voldoen. So sien ons in 2 Samuel 7 vers 13, waar ons die Davidiese verbond kry, dat God beloof dat die Davidiese huis vir ewig op die troon sal sit. Die verlosser, die koning wat kom, moet dus uit die nageslag van Dawid kom. Maar dit was nie die enigste vereiste vir die koms van die verlosser. In Micha 5 vers 2 lees ons, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Reeds eeue voor Christus se koms is dit alles al geprofeteer, en God laat alles so uitwerk, dat alles op die regte tyd op die regte plek gebeur. Alles werk presies soos hy voorspel het. As dit toeval was, sou dit die grootste reeks toevallighede in die geskiedenis wees, en dan is dit mos nie meer toevallig nie, maar voorsienigheid. Maria kon nie net in Nasaret geboorte skenk nie, anders sou die profesie nie waar word nie.
Maar sou dit dan nie makliker gewees het vir God om net 'n maagd in Bethlehem, wat reeds daar is, te gebruik nie? Dalk, maar dit is nie hoe God werk nie. God wys dat hy die wêreldgeskiedenis stuur en dat hy selfs keisers se besluite gebruik om sy woord waar te maak. Vandag nog gebruik hy heersers se besluite ten goeie. Hy bring die hele wêreld in roering net op een gesin van 'n agterafgehuggie in 'n sekere dorp op 'n sekere tyd te kry. Dit sou sekerlik makliker gewees het om net Josef en Maria vir een of ander rede Bethlehem toe te laat gaan. God kon dit doen deur 'n engel te stuur om hulle te beveel om daarheen te gaan. Maar nee, dit is nie hoe God werk nie. Hy gebruik die magtigste man in die wêreld in sy raadsplan om 'n dekreet uit te vaardig wat uiteindelik 'n paar jaar later, wanneer Herodes dit uitvoer, 'n gesin op die regte tyd en regte plek bring, sodat sy beloftes vervul sal word. Blinde toeval? Nie maklik nie. God se soewereine voorsienigheid definitief. Geliefdes, is daar in jou lewe dalk situasies wat jy gedink het net blote toeval is? Maar nou dat jy terugdink, verstaan dat dit wel onder God se beheer was. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, U is meer as net blinde toeval. Ja, niks gebeur sommer maar net nie. U het 'n plan met alles. Help dat ons dit in ons eie lewe sal raak sien en dat ons op U sal vertrou. Maak nie saak hoe groot of hoe klein die dinge is wat gebeur nie, maar dat ons U hand daar binne sal sien, U voorsienigheid. Ons bid dit in ons naam, maar in Christus naam alleen. Amen.